Goeiemôre, ons is by Leefstyl 13 en ons is besig met 'n reeks oor hoe om jou berge te klim of groot veranderings in jou lewe te oorkom. Ons het nou laas gekyk na die berg van hoe jy jou dag ontspan het en dan hoe om informasie te kry oor om nuwe idees te kry oor wat jy gaan doen uiteindelik om heel bo op die berg te kom. En dan ook van brainstorming en al jou sterkpunte gepraat. Vandag gaan ons nou kyk na die mannetjie wat nou die berg bereik het, daai mannetjie wat daar bo staan en so na homself toe wys, die eie ek, en dan die ander ene wat staan met die bottel champagne en vier omdat hulle bo op die berg gekom het. Nou, mense nou dink as jy hier bo op die berg kom, of jy bereik nou amper die piek van jou berg, dat 'n mens daar net positiewe kan wees, maar dit is ongelukkig ook 'n kant waar daar baie negatiewe ervarings kan wees. So ons gaan definitief kyk na hoe identifiseer ek voordele, vir wie moet ek krediet gee en hoe gaan ek 'n fees vier oor wat gebeur het. Nou as jy nou deur al hierdie goed gegaan het en jy het nou jou nuwe besigheid aan die gang en dit werk uit, of jy nou al begin het daarmee of nie, is dit nodig dat jy gaan sit en 'n lysie maak van al die voordele vir jouself en ander. So kom ons kyk byvoorbeeld, as jy nou hierdie nuwe besigheid begin, watse voordele is daar vir jouself, as jy nou hierdie besigheid begin het? Soos, ek het 'n inkomste, ek het selfvertroue, ek voel beter oor myself, ek doen 'n diens aan die gemeenskap, dit is verander tot voordeel. Verstaan jy wat is voordele vir self en ander? So dit is letterlik wat jy moet gaan sit en kyk, wat is dit wat alles goed gaan kom uit hierdie hele gebeurtenis uit? Sê nou maar dis byvoorbeeld, jy wou gewig verloor het, dan die voordele daaraan is dat jy kleiner klere gaan dra en dat jy gesonder gaan wees, jou bloedsomloop gaan beter wees, jy gaan beter oor jouself voel en ander mense gaan anders teenoor jou optree. Ja, kan jy glo, as 'n mens gewig verloor, hoe maarder jy is, hoe anders is mense se houding teenoor jou. Nie dat ek dink 'n mens moet enigstens gewig verloor om mense se opinie van jou te verander nie. Want weet jy wat, as jy gelukkig is met waar jy met jou lyf is dit ook oké. Alright. Dan, byvoorbeeld, sê nou maar, ek werk deur die dood van 'n geliefde, dan wat is die voordele vir my en ander? My emosies gaan beter wees, wat gewoonlik gebeur as iemand naby aan jou afsterwe, dan is daar mos mense wat jou vermy, want hulle weet nie eintlik hoe om die situasie te hanteer nie. So daarom is dit dan nodig dat jy, as jy 'n ander houding begin hê en jy begin ligter te voel oor die situasie, dan gaan ander mense ook weer makliker tot jou toenadering soek. En met jou wil kuier. So, die voordele moet 'n mens ook 'n rukkie gaan sit en daaroor skryf. As jy dit nog nie die piek bereik het nie, dan moet jy nou gaan sit aan die voordele wat jy wil hê moet gebeur. As jy nou reeds begin het met jou besigheid en jy sien wat die voordele is, dan is dit vir jou dalk makliker om die lysie te maak. Maar dit is baie belangrik dat al het ek nog nie daai ding bereik nie, dat ek moet weet hoe dit gaan wees om daarbo te wees. Wat gaan die voordele vir my en vir ander wees? Goed, dan moet jy ook 'n lysie maak van vir wie moet jy krediet gee. Ek het in Woensdag aand se Bybelstudie wat nou verby is gepraat oor dankbaarheid. Gaan luister dit gerus
oor dankbaarheid en wat dit aan jou lyf fisies doen en wat dit aan jou emosies en aan jou geloofslewe doen. En dan natuurlik ook wat dit aan ander kan doen. Om dankie te sê is baie belangrik, want ons moet vir mense erkenning gee wat ons gehelp het. So jy gaan dalk moontlik hier wil dankie sê vir die persoon wat jou van hierdie kursus vertel het. Jy gaan dalk dankie sê vir iemand wat jou deur hierdie proses lei, wat klaar daardeur is. Dalk wil jy vir iemand dankie sê wat vir jou langs die pad 'n bietjie water gegee het of moed ingepraat het. Maar ons moet leer om dankbaar te wees vir elke dingetjie wat iemand in ons lewe doen. En die positiewe uitwerking wat dit op 'n ander persoon het, is net so ongelooflik. En dan natuurlik, die laaste ding wat ons in hierdie piek moet doen, is hoe gaan ons feesvier? Want ja, ons mag natuurlik feesvier. As ek hierdie piek bereik het, hoe gaan ek feesvier? Gaan ek 'n paar vriendinne oornooi vir koek en tee? Of dalk gaan jy iemand oornooi vir biltong, want jy het nou jou gewig bereik. Jy wil nou nie alles weer net optel nie. Of dalk wil jy 'n paar mense oornooi om jou nuwe besigheid te vier. En vir mense te sê, kyk, wat het ek reg gekry met die hulp van ander en natuurlik van God. Moet nooit vir God vergeet in hierdie hele storie nie. So hier op hierdie piek vier ons dat ons suksesvol is. En 'n mens kan nou maklik net hierso stop en sê, "Jy, ek het nou my piek bereik." Want as jy hier is, dan weet jy voel nou in beheer. Jy voel, jy is voorbereid en jy kan hierdie ding nou doen. Jy weet wat die voordele vir jouself is en jy aanvaar dat ander mense jou moes gehelp het. As jy nou in hierdie grot gaan verval, dan gaan jy goed sê soos, ek moet alles nou dadelik doen. Ek is so moeg vir almal wat hulle voete sleep, wat nie wil saamwerk nie. Ek sal sommer net self besluit. En dit is hoe ek het gaan doen en klaar. Maar, om uit daai gevoel van pettiness en te voel dat jy alles moet alleen doen, beweeg oor na die piek toe, raak produktief, kry mense om jou te help. Vier elke klein stappie wat jy gedoen het. Maak seker dat jy weet wat nodig is om te doen. Voel goed daaroor. En kyk na ander mense wat dat saam met jou vasgeval het en hoe om hulle te help om vorentoe te beweeg. So jy raak nou baie meer open-minded, jy's geduldig met ander mense, jy's tevrede, mense kan jou nader, in steede daarvan dat jy harteloos voel teenoor ander mense. So die oomblik wat jy op hierdie piek is, dan voel jy goed gebeur vinniger, jy's gesonder en jy's gelukkiger. Ekskuus tog daarvoor. En dan is jy nou reg om oor te gaan na piek 6 toe. Want om sukses te behaal, beteken nie net, dit is die einde nie. Die werklike einde is, as jy nou daar gaan kyk, daai vrou wat daar bo op die piek staan en die tou afgooi. Dan is jy bereid om vir ander mense te sê, kom ek help jou. Of dit nou 'n persoonlike bediening is wat jy begin en of jy dalk iets anders in die samelewing doen of 'n besigheid begin het, as jy op daai troontjie staan en sê, dit is my troontjie, ek het self hier gekom, kyk julle wat het ek reg gekry, kyk hoe goed is God vir my,
As jy daai goed sê, dan weet jy is in die boonste grot. Want dit is mense wat sê, man, as ek kan jy ook. Doen net wat ek gedoen het, dis glad nie so moeilik nie. Weet jy wat, as jy nie weet hoe nie, kom vra net vir my, ek sal vir jou die stappe gee. In steede van om daarbo te kom en te sê, kom ons kyk, wat wil jy doen? Kom ek sit saam met jou, ek help jou deur die stappe, en ons doen jou eie bergklim sessie vir jou. En dit is die verskil. Dit is dan ook waar ons baie keer in kerke geestelike hoogmoed kry, waar mense sê maar, I did it, ek is so oulik. Mens, laat ek vir jou vertel, as God nie deel van jou proses is nie, gaan jy nie daarbo kom en sê, haai, ek sien jy wil dit probeer, kom ek help jou nie. In steede daarvan klim jy in daai grot en sê, nou maar gaan doen het, as ek kan jy ook. So as jy by daai plek kom, dan moet jy vir jouself sê, nee, verander. Want as jy nie bereid is om te verander nie, is jy in 'n grot, en dit is nie wat God vir jou wil hê nie. God wil hê, jy moet op elke piek kom. Hy veroordeel jou nie as jy in 'n grot verval nie, maar hy wil hê, jy moet opstaan en sê, ek gaan ander help. Moenie val in daai grot, wat jy sê, okay, wel ek is nou hier. Ek het dit gedoen. Haal daai ek uit. So, om regtig waar aan te beweeg tot die piek van die berg toe, moet jy gaan evalueer. Wat het ek van myself geleer terwyl ek hierdie berg geklim het? Wat is die area wat ek moet aanwerk in myself? En wat is die een ding wat ek kan sê ek regtig goed in is? Wat het ek geleer van my vermoë om 'n verandering in 'n geleentheid te omskep en nie in 'n vreesagtige storie nie? Wat het ek geleer oor my bereidwilligheid om verandering te aanvaar? En ek wil net hier sê dat 80% van mense sukkel met verandering. So moet jouself nou nie kruisig en pynig omdat jy sukkel daarmee nie. Leer die stappe dat dit vir jou ook maklik kan wees. En dan, wat het ek geleer van my krag om 'n berg te kan klim? My vermoë. Wat het ek geleer van my swakheid as dit by bergklim kom? En dan, as jy terugkyk, wat was my grootste aha? Wat is 'n aha? Dit is wanneer daai liggie aangaan en jy sê, maar my magtig, as ek nie oefen nie, gaan ek die gewig verloor nie. Maar my magtig, as ek nie iets self doen nie, gaan dit nie gebeur nie. Maar my magtig, hierdie besigheid kan vir my werk. Hier is iets ekstra wat ek kan doen. Dit is 'n aha oomblik. Dan gaan kyk jy, wat sou jy sê is 'n leier? Wat kwalifiseer 'n persoon om 'n leier te wees? Want 'n leier is nie iemand wat aan die hoof van iets staan en sê, kom julle almal kan nie, kom, ek het dit gedoen, julle kan ook nie, kom, doen jou eie ding. Nee, 'n leier is iemand met 'n tou. En dan gaan kyk jy, wanneer en waar het jy 'n leierrol gespeel in hierdie hele proses? En vir my die heel belangrikste, waar kan ek mense gaan help om dieselfde resultate te kry as ek?
waar man, al gaan jy ouer huis toe en gaan gesels net met 'n tannie wat se man onlangs oorlede is en sukkel om alleen aan te gaan. Of dalk sluit jy aan by Herbalife of Manatech of een van daai plekke en gaan kyk hoe jy ander mense kan aanmoedig om ook gesonder te word. Of gaan hoor by die kerk of daar mense is wat nie werk het nie. En jy hoef nie altyd by die kerk te hoor nie. Enige iemand kan vir jou sê en kyk of jy hulle kan help. Want dit is wat 'n goeie leier doen. En die hartseer gedeelte is dat baie mense hierdie fase mis. En dit nie met ander wil deel nie. En as jy dan nou meer buigbaar wil wees, dan moet jy kyk na hierdie volgende lysie. Jy moet bietjie introspeksie doen. As jy gaan sê, wat se probleme maak dit vir my? In steede van, hoe kan ek dit maak werk? Hoe beheer hierdie situasie my? Of wat is die voordele vir my? En as jy net die negatiewe raak sien, teenoor, hey, kom ons kyk bietjie, wat beteken dit vir my positief? En as jy begin sê, hoe voel ek nou oor die probleem? Nee, sê eerder, hoe gaan ek 'n week van nou af daaroor voel? Moenie net reageer nie. Kry informasie voordat jy reageer. En nou op om te sê, ander mense is besig om jou te reoneer. Ander mense doen dit aan my. As dit nie vir haar was nie, dan sou dit nie gebeur het nie. Sy staan in die pad van my geluk. Gaan kyk na jouself. Jy is verantwoordelik vir jou eie geluk. Ja, ek kan verskriklik baie daaroor sê, dat al baie mense oor my pad gekom, wat baie slegte dinge aan my gedoen het, maar ek kan weer vir jou gaan sê, gaan luister na dankbaarheid op Bybelstudie, want weet jy wat, op die ou einde kyk jy terug en jy sê, dank die Vader, daai vrou het dit en dit gedoen, want ek het nou 'n baie beter geleentheid. So dit is wat jy moet doen. Gaan kyk na die positiewe in alles. En dan wil ek hê, julle moet gaan buigbaarheid beoefen. En buigbaarheid is letterlik, jy het 'n situasie wat 'n groot challenge vir jou is. Ek het my werk verloor. Hoe kan ek dit maak werk? Deur aan te hou ander werk te soek, deur nuwe paadjies te volg. En dit is wat jy moet gaan, die challenges neerskryf. Ek sukkel om gewig te verloor, of ek is te lui om te oefen. Hoe kan ek dit vir my maak werk? Loop op 'n tredmil terwyl jy na jou gunsteling TV-storie kyk, dan gaan die tyd baie gouer verby. Verstaan julle wat is buigbaarheid en hoe om dit te beoefen? Gaan kry so 3 van jou groot struikelblokke en kyk of jy met 'n ander ding in jou kop kan kom. En onthou, om buigbaar te wees, beteken om te kan delegeer. Dit beteken nie, jy moet alles net dieselfde as ander altyd op dieselfde manier te doen nie. Alle mense doen goed anders as jy en kry dalk beter resultate. Ek sê baie, ek het 'n vurige persoonlikheid, maar die groen en die blou ouetjies wat diep dink en saggies praat en nie so vreeslik baie praat nie, kry baie keer baie meer goed reg. Nou ja, ten afsluiting,
moet jy 'n lysie maak van hoogtepunte van hierdie kursus. Hoogtepunte van wat in hierdie kursus het vir jou gewerk en dink jy kan vir jou werk. Want hierdie is 'n lysie wat jy altyd na kan teruggaan om te gaan kyk. Ek het op daai stadium dit gedink, miskien moet ek dit net weer gaan nalees. En dan natuurlik 'n to-do list. Wat is dit wat jy vandag moet doen om aan die gang te kom? Ek wil vir julle iets lees. En jy kan nou net terugsit en luister. Life is a circus and then you fly. The circus teaches us about life. The beautiful trapeze artists and the tricky high wire acts remind us that real life is exhilarating, dynamic and breathtaking. Life should be no other way. Each somersault that you perform in mid-air or tiny step taken on the slender tightrope must be carefully decided and expertly done. If you get too far out of balance in any direction, you will fall. And that's part of the thrill of it all. Your life is not some boring spectator sport. It is to be lived by joining and having fun. The point is to stretch your talents to their maximum potential until you fly. Have you forgotten about the magic of the circus life? Change opportunities are always flowing around you, even when you can't see your own change potential. They are still flying all about you. Life is never and never will be a fixed or constant event. Your life is in perpetual moment, even when your mind, senses and appearances tell you otherwise, because your mind is so good at simplifying complex data. You have forgotten the fact that life is a dynamic and ever-changing process. Your life is a process that involves a constant series of choices. Remind yourself of the reality that choices are buzzing around you all day long and that much is at stake when you slow yourself down from making good choices. Commit yourself to a choice and avoid making choices second-mindedly. Choices is at the same time a wonderful, uplifting and terrifying exercise of free will. You should change what you want to being mindful that other choices will fade into the background. You should change when you want to, being mindful that you must go forward. You should change how you want to, being mindful that you must go forward, even when you are afraid or unsure of what the outcome will be. Take charge of your own circus show. Don't put on performances with too little practice or without getting in shape. You are to be at your best under the big top. Make your own choices. Your choices are your own to make. Do you feel like you have failed to fly high with the greatest of ease on life's trapeze? Have you forgotten how capable of change you are due to making some bad choices and taking a fall? Falling into a net of frustration and remaining there is not your style. Life's a circus and then you fly. You will be like an accomplished trapeze artist when it comes to choosing your choices. Peak performances appear effortlessly to the spectator below, who have little awareness of all the smaller steps involved in each larger movement.
They are not aware that you are making split-second decisions based on breathtaking ending or falling to death below. So let go a little, but don't fall. Remember, change experts make everything look easy. It is not. You are an expert chooser who must remember that powerful fact. The circus parable points out that your life is a continuing, constantly unfolding, dynamic series of unending choices that are yours for the taking if you dare to do so. Your choices are always your own to make, and your choices will always affect you more than anyone else. Life is a Circus and Then You Fly is written by Dr. Dennis O'Grady, taking the fear out of changing. Geniet verandering. Maak dit in jou kop iets positief. Klim berge. Kom heel bo uit en gaan help ander mense om dieselfde te doen. Mag julle 'n heerlike week, 'n heerlike aand hê en mag hierdie klim jou berge julle baie help.